Nou soos jy nou sal weet, het elkeen van ons sekere maniere van doen onder sekere omstandighede. En ek wil daarom nou net vanoggend vir jou laat weet, jy kan maar ontspan. Jy's nie alleen gelaat nie, die wegraping het nie plaasgevind nie. Ek is ook nou nog hierso. Maar dit is juist wanneer die omstandighede buite ons so nie altyd lekker is nie, wat ek so 'n bietjie onder die radar in beweeg. En dit is nou hoeka wat hierdie afgelope paar weke gebeur het. Soos wat ek jou gesê het, die ore so 'n bietjie gehang, was ek nie op volsterkte nie, maar ek was verlede week by die dokter gewees en alles lyk sommer heel wat beter. Die hartfunksie het mooi opgetel. Ek's nou so amper op 50% hartfunksie, so ek's amper 'n halwe mens en die neeweffekte is maar nog steeds daar, maar ons veg hulle ook. Die dokter het ook daarom van die pille verander, so die neeweffekte is definitief minder en ons hoop ook ons sal sommer nou op volle sterkte sommer baie vinnig. Want volle sterkte die moet ek wees, want so saam met al die dinge wat gebeur het rondom die hartjie, het daar ook 'n klomp ander dinge gebeur en soos wat ek jou al vertel het voorheen, is ek besig om te trek, siende dat ek naby aan mediese sorg en dokters moet wees. Die eerste deel van my trek is nou al hier in die Kaap, in Kaapstad. En die tweede deel van die trek gaan ons nou komende naweek haal. So ek wil ook tog vir jou vra dat jy ook sal intree asseblief tog, dat al die dinge ook mooi sal loop, dat ons sal veilig ry, dat alles sal glad en goed afloop, sodat ek ook dan nou hier kan kom neskrop van weer van vooraf. En dit is mos die opwindende, is elke keer wanneer die Vader ons laat skuif, dan is dit 'n nuwe dimensie, 'n nuwe fase in ons menswees, wat ons dan betree, nuwe uitdagings, nuwe dinge na alle kante toe. So, en dit is nie maklik nie, daaroor is trek een van die top 3 stressore op die stressorslys. Die wonder van hoe die Here voorsien, is dat die plek waar ek nou bly, so 1,5 kilometer van die naaste hospitaal en mediese sorg is. So daar is nou nie meer so ongeveer 2 ure se ry om iewers uit te kom by iemand wat jou kan help nie. So van my kant af wil ek weer eens net vir jou sê, baie dankie vir jou liefde, jou omgee, jou gebede, ook in hierdie tyd. Ek wil vir jou sê, dit was maar 'n uitdagende tyd en is nog steeds. Maar dis juis in die noute tye van die lewe wat die Here ons mos leer om geestelike spiere te bou. Dit is dan wat hy ons in die gym van die lewe invat, waar ons moet eisters pomp en waar ons moet sterk kom vir ook die nuwe uitdagings wat ons kant toe kom. Maar dit is die lekkerte ook van die lewe, is om weer op 'n nuwe manier saam met God 'n nuwe wêreld te ontdek. En in my geval dan nou weer 'n heeltemal 'n anderse wêreld as wat ek daar in die stilte op die berg ervaar het. Gaan dit verseker mis, maar ja, weer op 'n nuwe plek, baie uitdagings, maar ook baie lekkertes wat saam met dit kom. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag hy ook vir jou ontmoet waar jy is en ruim voorsien in alles wat jy nodig het. Nogmaals dankie vir wie jy is en die blessing van jou menswees. Liefde groete, Shalom.